Die oorhoofse tema hierdie week is die volheidslewe, die geesvervulde lewe. Dis die lewe wat die Here Jesus vir ons bedoel het. As hy daar in Johannes 10 vers 10 sê, die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Dis sy begeerte vir ons. Dis wat hy graag in ons lewens wil uitstort in sy volheid. En het ons dan gesê, ons gaan hierdie reeks eintlik so opdeel, né? In 3. Vanoggend en vanaand kyk ons na die menslike aspek of verantwoordelikheid. En vanoggend het ons gesien, die Here sê vir ons, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die lig met die duisternis, geregtigheid en ongeregtigheid, Christus en Belial, gelowige en ongelowige, die tempel van God en afgode. Daarom gaan onder hulle uit, sonder julle afspreek die Here, raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. Ek sal vir julle 'n vader wees, julle sal vir my seuns en dogters wees. Kan u dink dat God so 'n verhouding met ons begeer? Dat hy so naby aan ons wil lewe, dis wat hy openbaar in sy woord. So die eerste verantwoordelikheid is dan hierdie afsondering, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Sonder jou af vir die Here. Leef rein, leef heilig. En dan kom ons nou vanaand by die tweede verantwoordelikheid, en dit is 'n onderwerp waaroor baie gepreek word, baie boeke geskryf is. Andrew Murray het ook 'n boek onder hierdie titel geskryf, Algehele oorgawe, volkome oorgawe. So kom ons lees Romeine 12, die eerste 8 verse saam. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. Want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal in een liggaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie na die maat van geloof, of bediening in die werk van bediening, of wie leer in die lering, wie vermaan in die vermaning, wie uitdeel in opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Ons lees net tot daar, saam uit die wonderlike, kosbare woord van die Here. Dominee Johan het voorgegaan in gebed, hy het gebid vir die preek en vir die woord. So kom ons gaan dan voort met die verkondiging. Het gaan vanaand eenvoudig oor die tweede verantwoordelikheid wat u en ek as kinders van die Here het, as ons die volheidslewe begeer. En dit is dan die algehele of die volkome oorgawe van ons lewe. Nou, my seun het 2 honde gehad, hy het nog die ander enetjie is dood, so jaar of wat gelede. Die een is 'n pitbull, maar kyk, hy is 'n ou vriendelike seun. Hy is so mal oor, ek noem hom sommer oupa se ou seun. Hy is 'n pragtige dier. Maar as jy aan die kos emmer vat, dan het jy al sy aandag. Dan gaan 'n hele ou lyf gaan so van opgewondenheid, en hy kan nie wag om te eet nie. Maar die ander enetjie wat hulle gehad het, was so 'n klein maar, dit soos 'n miniatuur windhondjie gelyk. En ek dink sy was allergies vir kos.
Want as jy by die kosbak met haar kom, dan lyk dit of sy gril. Dit lyk of sy wil niks van hierdie geëtery weet nie. En jy moes altyd iets lekkers oor die kos strooi, om dit net vir haar 'n bietjie aantreklik te maak, dat sy daarvan kan eet. En as ek nou dink aan ons as kinders van die Here, en ek kan nou hierdie beeld deurtrek na ons toe, dan is dit so die gebed van my hart, dat ons eintlik maar soos ou Dennis moet wees, die ou pitbull, en dat ons angstig moet wees om met die Here te ontmoet, angstig om die woord van die Here te eet en ons eie te maak, en dit in ons lewens toe te pas, en dat ons nou nie soos die ander enetjie moet wees, wat half ywe of so 'n bietjie wankelrig en nie eintlik gretig nie. Mag die Here ons help, dat ons harte vanaand volkome oop sal wees, vir die werking van die Heilige Gees. Die Bybel openbaar aan u en my die bron van ons lewens. Dis God self. Ons lewe is in hom. Ons het nie uit onsself uit die wondergawe van lewe ontvang nie. Ook die geestelike lewe is God die bron van. Hy is die een wat aan ons lewe in oorvloed wil skenk. En om te dink, as ons kyk na die grootheid van sy skepping, en ons kyk na die uitspansel, ek weet nie wie van julle het al in die Karoo op 'n plaas geslaap, op 'n helder aand met donker maan en uitgegaan. Dit voel amper of die sterre neerdaal na jou toe, dit voel of jy so half tussen die sterre is. So, dit is net 'n ander ervaring, as hier in die stad waar die sterre so ver van ons af voel as gevolg van al die lig wat hier is. En jy kyk na die berge wat God gemaak het. Jy kyk na die see, die oseaan met al die lewe daar binne, die verskeidenheid see diere en visse en plante. En jy kom na die veld toe en jy kyk na al die verskillende bokke wat die Here gemaak het en die roofdiere, die katte. Jy kyk na die voëls van die hemel en hoe hulle almal sing. Ons is, as die Here wil, volgende naweek gaan ons na ons dogter Annelie toe wat in Luxemburg bly. En ek kan nie wag om in die oggende vroeg in hulle woud te gaan stap. En dan is daar, dit lyk net soos 'n, wat is die ding, 'n luister, hierdie olyfluisters wat ons hier kry. Maar hy's pikswart met 'n geel bekkie. Hulle noem hom 'n merel. En weet jy, daar's niks wat kan sing soos daai ding nie. Kan nie wag volgende week om vroeg in die oggende daar in die woud te wees en na die merel te luister. Hierdie tyd van die jaar sing hy, dis lente by hulle. En dis asof hy die Here verheerlik met sy sang. Mozart kan gaan slaap. Hy kon nie sulke musiek skryf soos wat die merel kan sing. En dit is vir my so besonder as 'n mens na die skepping kyk. Ook vanmôre toe ons huis toe ry, toe luister ons na die program op RSG oor die insekte. En ek en Annetjie was in verstomming oor die metamorfose, nê, wat die insekte almal deurgaan. En jy luister daarna en ons het net vir mekaar gekyk en gesê, is die Here nie absoluut wonderlik groot en majestueus in hoe hy alles in hierdie skepping bymekaar gebring het, alles, ek gaan nou nie verder uitbrei nie, almal van ons weet hoe kosbaar en hoe wonderlik is die skeppingswerk van die Here. Maar daar's vir my iets besonders aan die skepping. Dis asof die ganse skepping homself volkome aan die Here oorgee en sê, ons die skepping wil u verheerlik. Ons wil u naam groot maak. Ons wil u prys deur hoe u ons gemaak het. Elke môre as die son nuut opkom daar in die ooste en vanaand toe ons hier oor die berg ry en ons sien die sonsondergang in die weste, is dit net vir my eer aan God. Kyk hoe wonderlik het hy dit gemaak. Wanneer hy die lelies van die veld
met hulle skoonheid versier. En jy loop daar in die veld en jy kyk na die lelies, dan is dit asof die lelies hulle volkome aan die Here oorgee en sê, ons wil u naam groot maak, ons wil u prys, ons wil u verheerlik. As die mense na ons kyk, dan wil ons hê hulle moet weet hoe wonderbaar is u. Kyk hoe mooi het u ons gemaak. Of die proteas, kyk net hierdie proteas. Kom vanaand bietjie en kom kyk naby. Hoe lyk 'n protea? Of 'n strelitzia? Alles in die skepping is asof dit aan die Here oorgee en sy naam groot maak. En dan bring dit ons by die baie ernstige vraag wat elke kind van die Here vir hom of haarself moet antwoord. En dit is, wat van ons? Wat van my as kind van die Here individueel? Maar ook ons as gemeente gesamentlik. En dit kom so by my op, wat sal op hierdie aarde gebeur as elke kind van die Here en elke gemeente op aarde, ek praat van ware Christus belydende gemeentes wat die woord van die Here het en wat dit hoog ag en wat daarom nog volgens die woord wil lewe. Wat sal gebeur as elke kind van die Here in elke gemeente net skielik op 'n plekkie sal kom om te besef, wat beteken hierdie oorgawe waarvan ons vanaand gelees het, en dit waarlik doen. Regtig by daai plekkie uitkom, waar ons onsself algeheel en volkome aan die Here toewy en oorgee. Jy weet, ons kan so maklik die woord oorgawe gebruik, en dan kan dit maar net 'n soort van 'n term wees. Ons praat van 'n oorgawe, maar ons besef nie wat beteken dit. Wat is die diepte daarvan? Wat beteken en wat hou dit in hierdie oorgawe? As ons daarom op daardie plekkie kan kom om te sê, Here, ek gee my aan u oor dat u met my kan doen net wat u wil, soos u wil, waar u wil, wanneer u wil. Wat 'n verandering sal dit op hierdie aarde teweegbring? Wat 'n verandering sal dit in mense se huise teweegbring? Hoe sou dit gemeentes verander? Hoe sou dit 'n kerkverband kon verander? Hoe sou die wêreld deur die boodskap van Jesus geraak kon word as ons dit sou doen? As God se kinders werklik beskikbaar raak en sê, hier is ek, Here. Soos Arjan Baan daar by die predikante konferensie vir ons gesê het, as ek daai sirkeltjie om myself trek en sê, begin by my, Here. Ek wil my vanaand volkome aan u oorgee. Wil niks terughou nie. Almal moet kan sien dat ek u kind is en dat ek u liefhet bo alles. Miskien is dit een van die grootste probleme in die dag waarin ons leef en waarom dit lyk of die werk van die Here net eenvoudig nie lekker deurgaan nie. Wil jy net gou vir my die klanke bietjie aftrek? Jammer daaroor. Ek sê, miskien is dit een van die grootste redes waarom die werk van die Here in die tyd waarin ons lewe, lyk of dit so nie eintlik deurgaan nie. Moet 'n mens dit beskryf? Nie omdat die Here onwillig of onmagtig is om kragtig te werk en groot dinge in sy gemeente, in sy kerk te doen nie. Maar omdat sy kinders dikwels, soos my seun se klein hondjie, traag was om te eet, is ons ook soms traag om vir die Here te lewe. Om ons algeheel aan die Here oor te gee. Dit bring my by die vraag, as ons nou kyk van die outeer, na die outeer van hierdie gedeelte, die apostel Paulus, wat sou u sê, was hy volkome aan Jesus oorgegee?
Het hy daai algehele oorgawe gemaak waarvan hy ons hier vanaand oproep om te doen? En die antwoord is baie beslis ja. Paulus was 'n vuurbal vir die Here Jesus. Van daai oomblik op die pad na Damaskus toe hy tot bekering gekom het en die Here Jesus hom uit genade gered het en hom die ewige lewe gegee het en hy tot die besef gekom het, wie is hierdie Jesus wat hy vervolg het? Van daardie oomblik af wou hy niks anders weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Is dit nie wat hy vir die Korintiërs in 1 Korintiërs 2 vers 2 skryf nie? Skryf hy ook dan vir die Filippense, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Ek leef nie meer nie vir die Galasiërs. Ek is gekruisig saam met Christus. Christus leef in my. En die Here wil elke kind van God op daardie plekkie bring. Dit moet nie net 'n boodskap wees van die kerk nie. Dit moet nie net iets wees wat gepreek word nie. Dit moet die boodskap wees wat ons met ons hart en siel najaag, met alles wat binne in ons is. Christus is my alles. Ek het so gelag toe ek, nie gelag nie, so glimlaggie op my gesig gekry, toe ek die volgende eendag lees van 'n groep Amerikaanse leraars wat besluit het, hulle wil 'n groot evangelisasie veldtog in hulle dorp of stad, wat dit ook al was, wil hulle loods, sê nou maar wonderboom vir Jesus, nê? Hulle wil so 'n veldtog loods en hulle wil die hele, almal wat in hierdie omgewing bly, wil hulle bereik met die kosbare en wonderlike evangelie van Jesus. En toe begin hulle met 'n beplanningsvergadering, is amper soos die feeskomitee, wat nou die 40-jarige bestaan van die gemeente gaan vier, en hulle het 'n beplanningsvergadering, en hierdie saak kom op die agenda. Kom ons sê nou maar weer, net argumente onthalwe, wonderboom vir Jesus. Ons wil hierdie veldtog loods, ons wil iemand spesiaal kry om die woord van die Here te kom preek, en daar gaan toe 'n hand in die gehoor op en sê, ek het 'n voorstel. Kom ons nooi vir D.L. Moody, dis nou lank terug wat dit gebeur het. Ons nooi vir D.L. Moody, om hierdie evangelisasie veldtog te kom hou, en dat hy die prediker sal wees. Skielik staan daar 'n man in die vergadering op, en hy is hewig ontsteld. En hy sê die volgende, why Moody? Does he have a monopoly on the Holy Spirit? Hy wil nou weet, kan ons nie 'n bietjie iemand anders kry nie? Almal wil altyd net vir D.L. Moody nooi. Het hy 'n monopolie op die Heilige Gees? En daar het 'n doodse stilte oor die gehoor neergesak. En almal was tot in hulle skoene geskok en niemand kon 'n woord uitkry na hierdie man die vraag gevra het nie. En toe staan daar 'n waardige bejaarde ouderling in die vergadering op en hy sê, dear brother, no, D.L. Moody doesn't have a monopoly on the Holy Spirit, but the Holy Spirit has a monopoly on him. En toe ek dit lees, toe dink ek aan die getuienis van D.L. Moody, waar hy in die bank gesit het, 'n eenvoudige jong man wat skoene verkoop het. En hy het pas tot bekering gekom en die prediker het uit die kansel gesê, the world yet has to see what God can do through a man who is wholly consecrated to him. Die wêreld moet nog sien wat God kan doen deur 'n man wat volkome aan hom oorgegee is. En D.L. Moody het daar op sy knieë neergesak in sy bank en hy het hierdie gebed gebid, O Lord, let me be that man. Laat ek daardie man wees, o Here. Andrew Murray skryf, God is ready to assume full responsibility for the life fully consecrated to him. Die Here is slaggereed om volle verantwoordelikheid te neem
van daardie lewe wat algeheel aan hom oorgegee is. 'n Ander aanhaling van Andrew Murray: There can be no true abiding in Christ, but by a daily giving up of ourselves to Him. Jy kan nie in Christus geanker wees as jy nie bereid is om jouself elke dag volkome aan die Here Jesus oor te gee nie. O, mag die Here vanaand by ons kom stil staan. En as ons kyk na Romeine 12 vers 1 en 2, hierdie vurige vermaning van die apostel Paulus om onsself tot beskikking van God te stel, om onsself volkome en algeheel aan die Here oor te gee. En dan wil die Gees vanaand, die Heilige Gees, die vraag, dink ek sommer hier aan die begin van die boodskap, aan elke hart kom rig. Is jy bereid? Is jy vanaand bereid om die prys te bereken hiervan? En daai oorgawe in hierdie aand te maak. Paulus sê, ek vermaan julle dan, broeders. Nou daai woordjie vermaan is 'n baie interessante woord. Is daar miskien 'n paramedikus in ons midde? 'n Paramedic? Daar's nie so iemand nie. Nou luister mooi na die woord. Paramedikus beteken dis iemand wat langs die dokters werk. Para is langs, parallel, langs die dokters. En dit is altyd so wonderlik om te sien as paramedici op 'n ongelukstoneel kom en hulle maak die persoon, ja, ek wil nou nie sê hulle maak hom gemaklik nie, want dis alles behalwe wat hulle doen. Hulle red sy lewe, nee, hulle kyk wat is verkeerd. Hulle maak 'n opsomming van alles wat fout is. En as hulle in daai noodeenheid in hardloop met die persoon op die trolly en die spesialis staan gereed en hy moet nou opereer, die chirurg, dan sê hulle vir hom, jy moet hierna kyk, jy moet hierna kyk, jy moet hierna kyk. Hulle werk langs hom en dit gee vir hom gemoedsrus om te weet wat is verkeerd met hierdie pasiënt. Nou die woord wat hier gebruik word vir vermaan is parakaleo. Kaleo beteken ek roep. Parakaleo beteken ek kom staan langs jou en ek roep jou. En as Paulus dan sê ek vermaan julle, dan sê hy broers en susters, ek kom skuif vanaand langs julle in. Ek kom nie uit die hoogte op julle af nie. Dis nie 'n raserige ding nie. Ek wil langs julle inskuif, ek wil by julle inhaak en ek wil julle roep om julle self volkome aan God oor te gee. Dis die woord vermaan wat hier gebruik word. En dis waarby ons vanaand 'n oombliekie wil stil staan. Algehele oorgawe, volkome oorgawe van my ganse lewe aan die Here Jesus. Hoe klink dit vir u? 'n Bietjie van 'n uitdaging, né? Kom ons kyk wat sê die woord van die Here. In die eerste gedagte waarby ons wil stil staan, en ek is nou so jammer, ek weet nie hoe dit gebeur het dat ek op die stokkie die verkeerde ding gelaai het nie. Ek moes miskien hom net eers oopgemaak het en gekyk het wat gaan aan. Maar ek sal mooi probeer die punte herhaal dat u dit kan onthou. Miskien sal ek dit môre aand in die inleiding net gou weer vertoon, dan kan jy net weer daarna kyk. Net soos vanoggend. Vanoggend het ons stil gestaan by 'n vraag, wat motiveer ons om ons af te sonder? En toe het ons gesê, wat ons motiveer is omdat daar geen gemeenskap tussen geregtigheid en ongeregtigheid, lig en duisternis, Christus en Belial, ongelowiges en gelowiges, die tempel van God en afgoderry is nie. So wat motiveer ons? Christus en sy karakter. Nou kom ons vanaand weer by die eerste punt. Wat motiveer my en jou tot 'n volkome algehele oorgawe? Dit sien ons in die eerste vers. Ek vermaan julle dan by die ontferminge van God. Dis ons motivering. Hoe die Here hom oor my ontferm het.
So kom ek daai lied vanaand vir ons gespeel het. Jesus paid it all. Hy het alles betaal. Daai woordjie, dit is volbring wat hy, die laaste woorde aan die kruis wat hy uitgeroep het, beteken, I paid it all, ek het alles betaal, die rekening is vereffen, julle skuld niks meer nie, my bloed is gestort, Jesus paid it all to him I owe. So 'n wonderlike gedagte. En dit is wat ons dan vanaand motiveer tot hierdie oorgawe, is die ontferminge van God. Paulus verwys, as hy praat van ek vermaan julle dan, daai woordjie dan is ook belangrik, broeders by die ontferminge van God, dan wys hy eintlik nou terug op die eerste 11 hoofstukke. Hoeveel tyd het u? Kan ons maar vanaand die rede rek tot middernag toe. Soos Paulus het gedoen het. Hy sê bang iemand val van die bank af en hy's dood. Dit wil ek dan nou nie op my gewete hê nie. Maar as jy Romeine bestudeer, dan kom jy daar in Romeine 1 by hierdie skokkende gedagte in Romeine 1 vers 18, die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die ongeregtigheid van die mens, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Alles is aan die mens geopenbaar. Alles wat die mens nodig het om oor God te weet, is vir die mens geopenbaar. En Romeine 1 sê, selfs die natuur praat van God. Selfs die natuur openbaar die Here aan die mens, sodat niemand verontskuldiging het nie. Dan kom hy in hoofstuk 2, dan praat hy oor die Jode, en hoe bevoorreg hulle was, maar hoe hulle Jesus verwerp het. Dan kom hy daar in hoofstuk 3, dan sê hy, ons is almal van ons het dieselfde probleem, Jode, heidene, almal het dieselfde probleem. Wat is ons groot probleem? Ons almal het gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Nou kyk, as Paulus daar 'n punt gemaak het en opgehou het, dan was ons nou regtig elendig. Maar dan gaan hy aan. Hy kom uiteindelik daar in hoofstuk 6 en hy verduidelik hoe ons saam met Christus gesterf het en hoe ons saam met hom begrawe is en hoe ons saam met hom opgestaan het in 'n nuwe lewe. En hy kom by hoofstuk 6 vers 23 en hy sê, die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Jesus paid it all to him I owe. Geweldige ontferming wat die Here oor mense betoon het. En ek wil net hier vir Andrew Murray nog eenmaal aanhaal en ek kom los. Andrew Murray sê, just as entirely as God gave himself to us. Net so geheel en al soos God in Christus homself aan ons gegee het. So entirely does he ask us to give ourselves to him. Is ons bereid om op hierdie motivering, op grond van die ontferminge van God, onsself so algeheel aan Jesus toe te wy en oor te gee, oorgawe aan hom te maak. Is dit nie wonderlik vanaand om te weet, dat dis nie deur ons bang te maak, dat die Here wil hê ons moet ons aan hom oorgee nie. Die Heidelbergse Katekismus sê daar by vraag 2 so mooi, hoeveel dinge is vir my nodig om te weet, dat ek aan Jesus behoort. Dan sê hy, in die eerste plek, hoe groot my sonde en ellende is. In die tweede plek, hoe ek van hierdie sonde en ellende verlos kan word. En in die derde plek, hoe ek uit dankbaarheid vir so 'n verlossing
vir God kan lewe. Die ontferminge van God. Dit is die motivering. Ek beloof u, dat ek nie in die aand graag huis toe gaan, omdat ek bang is vir Annetjie nie. Maar omdat ek lief is vir haar, omdat ek graag by haar wil wees. Jy moet jou nie aan die Here oorgee, omdat jy net bang is vir hom nie. Want jy sê, as ek dit nie doen nie, het ek moeilikheid nie. Maar omdat jy hom lief het. En omdat sy ontferminge oor jou so ongelooflik, onbeskryflik groot is. Dis ons motivering. En ek wil amper sê, as dit 'n mens nie beweeg tot 'n volkome oorgawe nie, wat sal jou beweeg? As jy nie by daai plekkie kan kom waar Joey Feek vanaand gesing het, Jesus paid it all to him I owe. Sin has left a crimson stain, he washed it white as snow. As dit jou nie gaan beweeg, om jou lewe volkome aan Jesus oor te gee nie, wat gaan jou beweeg? Wat gaan jou oortuig? In die tweede plek kyk ons na die aard van die oorgawe. So ons nou gekyk, wat motiveer ons om ons volkome oor te gee? Die ontferming van die Here, wat hy vir ons gedoen het. Die tweede plek, die aard van die oorgawe. Ek vermaan julle dan by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Ons gaan net eers daar stil staan, die res kom by die derde punt. Hier is twee prominente eienskappe van hierdie oorgawe. En dis in die eerste plek, dis volkome. Dis alles. Die Here soek nie die helfte nie. Hy soek nie 90% van ons lewens en die ander 10% is vir myself nie. Dis 'n algehele oorgawe. Halleluja lied 76 vers 4. Daai pragtige lied, as ek die kruishout gade slaan. Nou het ek die res van die woorde vergeet, maar daar in vers 4 staan daar: 'n liefde so goddelik, so wonderbaar, eis alles, liggaam, siel en gees. Dis 'n pragtige lied. Ons moet hom miskien een aand hierdie week sing, as dit moontlik is. Dis 'n volkome oorgawe, 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. Kom ons ondersoek so 'n bietjie hierdie drie woorde: lewend, heilig, aan God welgevallig. Net voor ons daarna kyk, wat beteken die liggaam? Is dit net die vlees en bloed, hierdie stukkie vleis? Is dit al wat ek aan die Here moet oorgee? Ek kan maar met my kop doen wat ek wil. Ek kan maar dink wat ek wil. Ek kan maar sondige gedagtes dink. Nee, dis liggaam, siel en gees. En as Paulus hierdie woord so mag gebruik, liggaam, dan is dit meer as vlees en bloed. Dis my hele mens wees. Dis ek in totaliteit. Ek moet myself na die Here toe bring, soos Abraham vir Isak gaan offer het in totaliteit. So moet ons liggame, ons mens wees, aan die Here beskikbaar stel, tot sy beskikking. En daai woordjie stel is ook 'n belangrike woord. Ek vermaan julle dan by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel, to present. Jy moet 'n altaar sien. Jy moet bereid wees om op daardie altaar jouself te offer vir die Here, as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. 'n Offer verwys na die gebeure op die altaar, waar die vlamme die offer verteer tot 'n lieflike geur aan God. Jy hoef nie bang te wees nie, ons gaan nie 'n altaar hier buite bou en vuur maak nie. Dit is geestelik, dit is om jouself aan die Here te wy. Lewend,
Dis juis die offer van my lewe. Dis vir my baie interessant, ons is lief, wanneer 'n mens tot bekering gekom het, jy het jou, dan is ons lief om te sê, ek het my lewe vir die Here gegee. Jy het dit al gehoor, dan praat ons van jou redding. Jy praat van jou redding, is ek het my lewe vir die Here gegee. Maar as jy nou mooi dink, dan is dit eintlik eers die Here wat sy lewe vir jou kom gee, dis redding. En dan daarna gee jy jou lewe vir die Here. Dan bring jy jou lewe as 'n lewende heilige aan God welgevallige offer. So dis, ek wil nou nie hare kloof daaroor nie. Ek dink ons almal weet wat ons bedoel. Ek het my hart vir die Here gegee, ek het my lewe vir die Here gegee. Maar luister tog 'n bietjie aandagtig. Dis eintlik eers die Here wat sy lewe vir jou gegee het. Hy stort sy lewe in jou uit by wedergeboorte. Hy maak jou lewend. Hy maak jou sy kind. Hy verander jou van binne af. En dan moet jy jouself kom stel as 'n lewende, heilige aan God welgevallige offer. So lewend is 'n offer van my lewe. Ek gee my lewe vir die Here. Ek wil deur hom gebruik word. Ek wil hom dien met my alles. Ek wil nooit weer iets terughou vir myself nie. Ek wil nie vleeslike verskonings hê waarom ek nie vir die Here kan lewe en waarom ek nie vir hom kan uitstaan nie. As God my wil gebruik, dan wil ek tot sy beskikking wees. As die Here sê, my kind, ek wil jou China toe stuur, dan moet ek sê, hier is ek, Here, stuur my. Ek sal gaan waar u wil. En ek wonder of dit nie die rede is waarom baie mense so huiwerig is om hierdie oorgawe te maak. Sê nou die Here stuur my China toe. Toe maar bedaar maar, hy stuur nie almal China toe nie. Hy soek jou met die hand uit en hy sê jou ook gewillig maak as hy jou China toe wil stuur. Of Japan toe, of waarheen ook al. Wat beteken dit dat dit 'n heilige offer is? Wel, dit is 'n oorgawe waarin ek bereid is om vanmôre se boodskap uit te leef, myself vir die Here eenkant te stel, af te sonder in sy diens, algeheel tot beskikking van die Here. En dan die ou Afrikaanse woord welgevallig. As jy vandag vir kinders vra, wat beteken welgevallig, dan sê hulle, dit klink soos iemand wat hard geval het. Dit was wel gewees, hy het nie gesukkel nie, hy het hard geval. Hulle verstaan nie die woord nie, maar die woord beteken well pleasing to God. 'n Offer wat hom gelukkig maak, 'n offer wat hom tevrede stel. Welgevallig aan die Here. Nie wat mense wil hê nie, nie wat mense van my verwag nie, of die kerk van my verwag nie, maar wat Jesus van my verwag. Die verhouding wat hy met my wil hê. En hierdie oproep van die apostel Paulus in Romeine 12 vers 1 geld vir elke kind van God. Dis nie vir die Holy Club nie. Daai uitgesoekte groepie wat eintlik glad nie bestaan nie. Daar's nie so iets nie. Elke kind van God word opgeroep, die prediker, die orrelis, die koster, die ouderling en die diaken, die lidmaat, die sondagskoolkind, die koorlid, die skoonmaker, almal, die hele gemeente, elke een word opgeroep tot hierdie wonderlike oorgawe. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. En dan kom hierdie woorde, dit is julle redelike godsdiens. Dit is julle redelike godsdiens. As ons dink wat Jesus aan die kruis vir ons deurgemaak het, as ons dink aan die pyn wat hy verduur het, as ons dink dat hy van God verlate was, daar aan die kruis, dat hy my sonde op hom geneem het, sodat ek vrygespreek kan word, uit genade gered kan word.
'n kind van God genoem kan word. Is dit dan nie logies dat my antwoord aan die Here sal wees hierdie oorgawe nie? Is dit nie logies nie? En interessant, die Griekse woord is logika. Dit is julle redelike logika, dis julle logiese godsdienst. Dis al wat sin maak. Jesus paid it all. All to him I owe. Weet jy wat skuld ek die persoon wat my in 1976 na die Here toe gelei het? Weet jy wat skuld ek daai persoon? Ek skuld hom niks. Ek is baie dankbaar teenoor hom. Ek is dankbaar dat hy daar was waar die Here hom wou gehad het. Maar hy het niks gedoen nie. Hy het net Jesus aan my kom voorstel as 'n lewende werklikheid. Ek skuld Jesus alles vir wat hy daai dag in my lewe kom doen het. Ek is hom alles verskuldig. Al die dank, al die lof en 'n volkome oorgawe. Die King James sê, which is your reasonable service. Dit is wat logies sin maak. Mag ek u vra vanaand, dink 'n bietjie saam met my. Dink jy dat 'n halfhartige lewe vir die Here sin maak in die lig van wat Jesus vir ons gedoen het? Want onthou, hy vermaan ons op grond van die ontferminge van God. Dink jy 'n halfhartige oorgawe maak sin? Maak dit sin? Dit maak nie sin nie. Dink jy louheid maak sin? Dink jy dubbelhartigheid maak sin? Nee. Al wat sin maak, is hierdie oorgawe. Soos die Halleluja lied sê, my al is op die altaar. En wagtend op die vuur. Wagtend, ja, wagtend op die vuur. Alles op die altaar. Dit is al wat sin maak. Iemand skryf, if we are worshiping apart from commitment to God, it is false worship. As ons die Here aanbid sonder 'n volkome oorgawe, is dit valse aanbidding. We are deceiving ourselves if we are doing Christian things but are not fully consecrated to Jesus Christ. Ons lieg vir onsself as daar nie hierdie oorgawe is nie. In die derde plek, wat eis hierdie oorgawe van ons? Vers 2a. Nou dit sluit eintlik baie nou aan by vanoggend se boodskap. En dis hoekom ons sou sien die twee boodskappe is eintlik baie nou in mekaar verweef. Ons verantwoordelikheid van afsondering en oorgawe word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed of julle denke. So hier's twee kante van 'n muntstuk wat Paulus aan ons voorhou. En dit is baie interessant, ons gaan dit so 'n bietjie uitmekaar uithaal vanaand. Hierdie twee kante het 'n negatief en 'n positief. Kan jy onthou? Vanoggend was daar ook 'n negatief en 'n positief. Die negatief vanmôre was, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Want watter ooreenkoms, en dan gaan hy daaraan. Dit was die negatief. Moenie in dieselfde juk trek. Die positief vanmôre was, gaan onder hulle uit, sonder julle af, raak nie aan wat onrein is nie. Hier is ook 'n negatief en 'n positief. Die negatief, die moenie, is word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Hoe lyk die wêreld waarin u en ek vanaand lewe? Ek dink is 'n gemors. Is 'n geweldige probleem, die wêreld rondom ons, die sondige wêreld. Die wêreld is daardie sisteem
met Satan aan die stuur van sake, wat konstant en aktief besig is. Dit sluit aan by vanmôre, om ons aandag te probeer kry, om ons te probeer beïnvloed. Dis die wêreld, dis die stelsel waarin ons elke dag lewe. Al wat die wêreld met ons wil regkry, is om ons van die Here weg te kry, om ons van hom te vervreem. Daarom word ons voortdurend gebombardeer. Dit lyk amper soos Oekraïne en Rusland, hoe hulle mekaar skiet met die vuurpyle en die hommeltuie. Ons word konstant voortdurend gebombardeer met 'n ontsaglike hoeveelheid wêreldse gedagtes, opinies, spekulasies, impulse, doelwitte, aspirasies en wat jy ook al daarby kan voeg. Anti-christelike, wêreldse idees wat ons lewens wil beïnvloed. Ek het vanmôre so geraak aan my ma wat vir ons as seuns gesê het, sit af daai gemors, dan is dit nou Abba gewees. Maar as jy nou teruggaan na die opkoms van popmusiek, wat wou die wêreld met jong mense bereik in die 1950s en 60s met die opkoms van die Beatles en die rock and roll era en die DuckTales en die hippies wat daar was? Wat wou die wêreld bereik? Seksuele immoraliteit? Mag ek vra, het die wêreld geslaag? As ons vandag kyk hoe dit gaan? Rebellie teen gesag? Wat het ou Pink Floyd gesing? Teacher, leave them kids alone. Dit was die dae toe die onderwysers ons nog goed warm gemaak het. Toe sing Pink Floyd, teachers, leave them kids alone. Wat het gebeur? Well, the teachers are leaving them kids alone. Daar's geen twyfel daaroor nie. Wee jou, as jy vandag 'n kind op skool tigtig, jy gaan tronk toe. Hoe lyk die dissipline op skole? Praat bietjie met die onderwysers wat hier sit. Hulle sê julle vertel wat se chaos is daar. Die wêreld. Die wêreld se modes wil ook konstant ons aandag skuif na die seksuele. Nee, dit is net verskriklik. Die wêreld gebruik vandag self teoloë met 'n Bybel onder die arm. Sê ek is 'n teoloog om ons van Jesus af weg te kry. Kan jy dink dat daar 'n tyd in Suid-Afrika gekom het dat protestantse teoloë wat eintlik, laat ek dit liewers herfraseer, teoloë wat veronderstel is om protestantse teoloë te wees. Al wat hulle van die môre tot die aand doen is om mense van God te probeer vervreem deur 'n postmoderne teologie wat nie meer glo in die maagdelike geboorte van Jesus nie, wat nie meer glo in die liggaamlike opstanding van Jesus nie, wat 'n soort, wat noem hulle dit, die historiese Jesus promoveer. En hom kry hulle uit die gnostiese geskrifte. Daar's 'n professor hier by Tikkies wat 'n boek geskryf het, Fatherless in Galilee, en in die boek maak hy die gevolgtrekking dat Jesus die buiteegtelike kind van Maria by 'n Romeinse soldaat is. Daarom het hy so verlange na 'n vaderfiguur en noem hy God sy vader. Dis skriwend. Dis verskriklik. Moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, is die oproep van Paulus vanaand baie, baie duidelik aan elkeen. Maar die positiewe is, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Nou net iets baie interessant. Hoe word 'n mens aan die wêreld gelykvormig? Die woord wat hier gebruik word in die Grieks is to be conformed. In ander woorde, dis om in 'n, wat is die Afrikaans vir 'n mold, in 'n vorm, ingegiet te word. In ander woorde, dis druk van buite af. Jy vat gips, en jy het 'n vorm wat jy daai gips in wil vorm, en jy gooi daai gips in hierdie vorm in, en
As dit hard geword het en jy haal die vorm af, sê nou maar as 'n silikoon vorm en jy haal hom af, dan het jy pragtig jou beeld. Dis konformasie, dis van buite af gevorm word. Maar Paulus sê, be transformed, word verander, getransformeer, van binne af verander, deur die vernuwing van julle gemoed. Hoe kosbaar dat die Here dit vir ons wil doen. En hoe gebeur dit? Deur die Heilige Gees en deur die woord van God. As die woord van die Here met my praat, moet ek die Here toelaat om deur die woord en deur die werking van sy Gees my hart te verander. Dan vind die transformasie plaas, die van binne na buite verander. Heiligmaking is 'n verandering van hart wat uitloop in 'n verandering van lewe en karakter. Dis nie 'n konformasie nie. Sit nie daar 'n stel reëls agter in die kerk op en elke Sondag as jy inkom en sê, ons kyk net wat is die reëls? O ja, ek mag nie dit doen nie, ek mag nie dat doen nie. Ek moet so lyk, ek moet sis doen, ek moet so en so en so. Okay, dis die reëls. Right, kom ons doen dit. Nou is ons heilig. Nee, dit is nie heiligmaking nie. Dis konformasie. Dis wat die wêreld met ons doen deur die beïnvloeding van buite af. Heiligmaking is die verandering van harte. Die werk van die Heilige Gees diep in my hart. Daarna gaan ons môre aand en Dinsdag aand kyk, wat doen die Heilige Gees in ons harte as hy die heiligmaking uitwerk. En in die laaste plek, wat is die effek van hierdie oorgawe? Die tweede deel van vers 2, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God is. 'n Toegewyde, oorgegewe lewe aan Jesus het die wonderlike vermoë. Dis wat Paulus ook in Efesiërs bid, in Efesiërs 1, ek bid dat u julle geestelike oë sal open, dat hulle die wil van God sal verstaan. Dis wat gebeur by hierdie oorgawe. Ons beproef wat God se wil is, maar dit is so mooi hoe hy dit sê, die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God. Nie sommer net die wil van God nie, goeie, welgevallige, volmaakte wil van God. Alexander Maclaren skryf, om te weet wat God se wil is, en om dit te doen, blyk vir my hemel op aarde te wees. En die mens wat hemel op aarde beleef, kan mos nie aan iets kortskiet nie. Dis pragtig. Die mens wat in God se volheid wil leef, die persoon wat die geesvervulde lewe begeer en verlang, benader die lewe met sekerheid en met doelgerigtheid en met entoesiasme, soos my seun se groot hond Dennis, wanneer dit etenstyd is. Hy weet, dis etenstyd en hy kom met oorgawe. Hy wil eet. Maar die ander ou brakkie, wat nou oorlede is, jy het gesukkel met haar. Sy wou niks weet nie. Kinders van die Here wat in die volheid van die Gees lewe, doen dit met oorgawe. Doen dit met 'n wil wat in God se wil ingeweef is. Here, ek wil wat u wil. En sal die goeie en die volmaakte en die welgevallige wil van die Here beleef. Kom ons vat saam, wat is ons motivering om ons aan die Here oor te gee? Die ontferminge van God. Jesus paid it all. All to him I owe. Wat is die aard van hierdie oorgawe? Wel, dis 'n offer van my hele lewe aan die Here. Lewend, heilig, aan God
welgevallig, en dis al wat logies sin maak in die lig van God se ontferming, in die lig van wat Jesus vir ons gedoen het, maak niks anders logies sin nie. Wat eis hierdie oorgawe van ons? Dit eis dat ons nie aan die wêreld gelykvormig sal word nie, maar dat ons verander sal word, en ek het vergeet om dit te sê, dit staan in die teenwoordige tyd, wat beteken, ons moet voortdurend verander word, ons moet aanhoudend verander word, in die vernuwing van ons gemoedere, deur die woord en deur die gees. En wat is die uitvloeisel? Ek weet wat is die wil van die Here vir my, en ek soek dit met my hele lewe. Ek sing daai lied, doen slegs u wil, Heer, u wil met my, u pottebakker met my die klei, vorm my en maak my, net soos u wil, op u slegs wag ek, nederig en stil. En dan is daar nou nie voetnotas hieronder, ja Here, moet net nie laat dit te moeilik wees nie. Of Here, as ek tyd het, sal ek my so aan u oorgee. Of, ja Here, wag net dat ek net eers aftree, dan sal ek my so aan u oorgee. Want ek is heeltemal te besig om vir u te lewe. Dis al die voetnotas wat mense onderaan doen, slegs u wil sit. Kom ons vergeet van die voetnotas. Kom ons vergeet van ons eie wil. Kom ons soek vanaand die wil van God vir ons lewens. Amen. Here Jesus, wat het dit u gekos om aan ons die ewige lewe te gee? Dit is onbegryplik dat u sondaars so lief het. Onbegryplik dat u my so lief het. Ek verdien niks van u liefde nie. Ek verdien die ewige vuur. Maar u het alles betaal. U het aarde toe gekom. U hemelwoning verlaat. 'n mens geword. En ek kan vanaand net uitjubel, wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan. En omdat u alles betaal het, en u so oor ons ontferm het, Here, bid ek en hoop ek dat ek vanaand namens almal hier teenwoordig hierdie gebed bid as ek sê, sien my kom, o Heer. Kom tot aan u sy. Ek wil my aan u oorgee. Ek wil niks terughou nie, Here. My alles op die altaar kom plaas. Dat die vuur van die hemel, die Heilige Gees, my lewe tot 'n offer aan God kan verteer. Dat die eie ek heeltemal op die agtergrond sal verdwyn. En dat Jesus vir my die volheid van sy lewe sal toebedeel. Dankie Here, dat ons nood aan u kan verklaar. Ons het u nodig. Ons smag na u. Ons smag na u volheid. Ons wil soos Dennis wees wat by die kosbak kom sit. Angstig na meer van die Here. Angstig na die volheid van u Gees. Baie dankie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, ons gaan ten slotte sing, neem tyd o verloste, word heilig en rein, bly dig by u heiland, u krag is so klein. Die verse op die bord as 'n oorgawe aan die Here. Baie dankie.
wil vir u vra dat u vanaand in die binnekamer ook tyd sal maak om hierdie boodskap met die Here deur te bid en na te dink hieroor. Moenie dat die voëls van die hemel vanaand kom op pad huis toe en die saad kom wegpik en daar gebeur niks in ons lewens nie. Gaan dink hieroor, gaan bid hieroor en kom by die plekkie waar jy bereid is om daagliks die oorgawe aan die Here te maak. Mag die Here ons daartoe in staat stel. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, in die gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elke een. Amen.